Baie welkom by vandag se spesiale episode van Leeflig. Ons gesels saam oor geboorteorde en vandag is dit tyd om die lig te laat skyn op die middelkind. Ek het aanvanklik gedink om die middelkind en die laaste kind soms saam te groepeer, maar uiteindelik daarteen besluit. Ek dink elkeen verdien hulle eie plekkie in die son. Ek self is 'n enigste kind, so ek moet erken, ek verstaan baie min van die hele gesinsdinamiek. En natuurlik het ek ook baie uitgemis. My man aan die ander kant is die oudste van 3 boeties. So ek sal graag wil hoor wat sê sy middelste boetie van vandag se episode, of daar enige waarheid in steek of nie. Nou, dit wat ek vandag met jou gaan deel, kan jy asseblief self gaan toets op jou eie gesin. En onthou, ek sê altyd, hierdie is soos vis eet. Jy vat wat vir jou goed is en jy spoeg die grate uit. Die bedoeling van hierdie insette is om jou lewe te verryk en jou te help groei en menswees in die algemeen 'n effe beter te verstaan. So kom ons begin sommer dadelik. Wat is mense se tipiese reaksie as iemand hoor jy is 'n middelkind? Kom wees 'n bietjie eerlik. Ek dink mense se eerste dadelike reaksie is, o jette, ly jy aan middelkind-sindroom? Dink jy, kan julle identifiseer daarmee? Nou die middel is natuurlik daardie interessante plek in die gesin, tussen die oudste en die jongste, wat soms voel soos die plek waar jy maklik oorgesien kan word. En daarom is dit heel normaal dat middelkinders soms voel hulle word uitgesluit of misverstaan. 'n Deel van hierdie rede is dat hulle dikwels ook nie so oop is oor hulle self nie. Hulle hou nogal baie goeders vir hulle self. Hulle deel nie sommer hulle gevoelens nie. Ek kan sê hulle hou hulle kaarte baie naby aan hulle lyf. Hulle voel soms, ek is te laat vir al daai spesiale goeders van die oudste kind, maar te vroeg vir die losser benadering wat die jongste ene kry. Ouers is dikwels strenger. Ek wil sê meeste van die tyd strenger met die eerste kind, want teen die tyd vir die jongste kind kom, is die reëls al 'n bietjie verslap. En ek dink as jy 'n oudste kind is, dan gaan jy met my saamstem, en jy weet presies nou wat ek bedoel. As 'n oudste kind moes jy seker gehoor het, jy moet A's kry. Jy moet jou daai rapport, niks se B's nie, en niks onder 'n 7 vir die kleintjies nie, dit is alles A's. Vir die jongste enetjie is gesê, Boeta, jy moet net jou bes doen. Oudstes het weer gehoor, jy moet 8 uur in die bed wees en niks geteepratery nie. Die jongstes het weer gehoor, ag toe maar, hulle kan maar so 'n bietjie later wakker bly. Dis in elk geval amper naweek. Nou, ek weet ook so, dit werk in elke gesin so, waar daar meer as een kind is, dat elke kind kyk ook op na sy of haar ouer boetie of sussie, en die tweede kind leer dan baie gou. Kyk, as ek wil uitstaan, moet ek nie doen wat my oudste boetie of sussie doen nie, want dit gaan moeilik wees om beter as hulle te wees. So hulle verstaan vinnig, as ek wil uitstaan, moet ek iets anders doen, wat my gaan uniek maak. En so begin die middelkind sy of haar eie roete uit te kap. Nou, hulle is dikwels die bemiddelaars in die gesin. Hulle is die vredemakers, die wat konflik vermy, en wat kompromie voorstel. Hulle is baie loyaal, hulle is onafhanklik en 'n bietjie geheimsinnig. En soms sal 'n mens baie keer sê hulle is soort van die buiteperd. Maar dit is baie belangrik tog, dat 'n mens moet sê, middelkinders kan jy baie moeilik in 'n boksie sit en sê alle middelkinders is dieselfde, want elke middelkind ontwikkel uiteindelik uniek. En hulle uiteindelike persoonlikhede is omtrent so voorspelbaar soos die weer in Kaapstad. Tog, dit bygesê, deel hulle baie van dieselfde onderliggende ervarings, in die sin dat hulle voel soms vasgedruk, tussen die erkenning van die oudste en die aandag vir die jongste kry. Nou hier is 'n paar tong in die kies opmerkings of waarnemings, wat dalk 'n bietjie te waar is, wat sommige ouers oor hulle eie middelkinders maak. Een ma het opgemerk en gesê,
By my oudste kind het ons het 'n plakboek en 'n half gehad, hoor, en ons het daarin alles neergeskryf, wanneer hy of sy eerste begin kruip het, begin loop het, eerste woordjies, alles is neergeskryf. By ons jongste kind het ons 'n aanlyn digitale album gehad, maar my middelste kind, ek het een blurry foto op my foon, en ek dink nog die bure se kind is nog half tussenin. 'n Ander ma het gesê, toe ons oudste kind siek geword het, het ons dadelik sommer die pediater gebel. Toe ons jongste kind koors kry, het ons Google geraadpleeg. Toe ons arme middelkind hoes, toe sê ons vir die, ag, drink net 'n bietjie water, môre is ek seker jy is beter. Nou kyk, ons maak nou lig daarvan, maar dis eintlik maar net 'n manier om iets te sê wat baie middelkinders stil voel. En dis dalk deel van die rede hoekom middelkinders so baie hegte vriendskappe vorm. Vriende laat hulle voel hulle behoort. Hulle is ook baie beskermend oor hulle verhoudings, want hulle het geleer hoe dit voel om oor die hoof gesien te word partykeer. Tog, as jy 'n middelkind is, dan moet jy weet, jou plek in die gesin het jou gevorm en die persoon gemaak wie jy vandag is. Jy het daar veerkragtigheid geleer, en jy het balans gebring, en net dalk, is gebalanseerd wees in hierdie warrelwêreld van ons presies wat ons nodig het. Middelkinders is dikwels die sosiale vlinders, die mees sosiale van almal. En die rede daarvoor is omdat hulle baie vroeg moes leer om hulle eie plek te kry. En toe het hulle goed daarmee geraak om ander mense te lees en om aan te pas by verskillende groepe. Hulle is ook bitter goed daarmee om konflik so glad soos botter op 'n warm stukkie roosterbrood te laat verdwyn. En dan weet jy wat? Hulle is juis ook die wat dikwels dinge nogal vir ander mense doen, sonder om erkenning daarvoor te soek. En daai stukkie onselfsugtigheid is nogal raar en iets besonders. Wanneer middelkinders eers die dag besef, hulle hoef nie soos die oudste te wees, of soos die jongste nie, dan kom hulle regtig tot hulle reg. En dan breek daai innerlike kreatiewe vulkaan los, soms as entrepreneurs, soms as kunstenaars, of selfs as leiers, wat nie noodwendig in die voorste ry wil staan nie, maar stil lei, en jy sterker is, omdat hulle nie die spotlight soek nie. So as jy vandag luister en jy is 'n middelkind, weet dit, ons sien jou raak. Al het jy groot geword met al die hand-me-down klere, en al moes jy dalk 'n kamer gedeel het met 'n boetie of 'n sussie, en al het hulle 1 jaar dalk jou verjaarsdag vergeet, omdat dit in dieselfde week as ouma se operasie geval het. Weet net, jy bring verseker iets uniek na elke liewe plek waar jy opdaag. En dis dalk nie altyd flashy nie, maar weet jy wat is eg? En in 'n wêreld vol filters en geraas, is dit goud werd. En as jy nou dink, jep, dis ek daai, ek's die middelkind. Ek voel altyd soos 'n toebroodjie wat van weerskante af gesquash word. Dan wil ek vandag iets vir jou sê. Onthou net bietjie, dis die vulsel in die middel wat die toebroodjie so lekker maak. Jy is uniek, met 'n mengsel van sensitiwiteit en sosiale wysheid wat min ander het. Jy is dikwels die gom tussen al die stukkies. Baie keer is jy die brug tussen mense wat mekaar nie altyd so lekker verstaan nie. So moenie vir jouself sê, ek is maar net die middelkind nie. Sê eerder, ek is die geheime bestanddeel wat die hele resep laat werk. Ek hoop regtig waar hierdie episode het vir ons middelkinders iets beteken. Bly asseblief op die uitkyk vir ons volgende episode oor die babas in die gesin. En onthou, as jy dalk op YouTube kyk, subscribe maar, dat jy nie op iets uitmis nie. En jy kan ook na my webtuiste toe gaan,
by www.livelightleeflig.com en ek sê vir jou tot volgende keer. Onthou, leef lig.